Goeiemôre almal. Ek kom vanmôre hier na julle toe net om so 'n bietjie te praat oor liefde. Liefde tussen 'n man en 'n vrou. Ek was nog nooit getroud nie. Ek het al baie foute in my lewe gemaak, maar ek het myself gesê daai fout gaan ek nie maak nie, want ek gaan nie by die kansel staan om te skei nie. Dis meeste wat die mense sê, hulle glo nie meer in trou nie. Daai stukkie papier is 'n probleem. Dit bring probleme, maar dit moenie so wees nie. Ons is nie gemaak om alleen te wees nie. Ons is nie gemaak om alleen oud te word nie. Ek was nog nooit getroud nie. Ek gaan nie daai fout maak om voor die Here te staan en 'n belofte te maak. Ek gaan vir ewig by hierdie man bly, maar dan op die einde van die dag skei ons nie. So, dit is waar ek kom. Iemand het my gesê lank terug dat liefde 'n keuse is, en ek kon nie lekker verstaan wat meen nou liefde se keuse is, tog 'n gevoel eintlik. As jy nie gevoel het vir die persoon nie, hoe kan jy dit is mos nou waar die liefde, dis mos eintlik hoe jy die liefde voel, maar en ek kon nie lekker verstaan dat liefde 'n keuse is nie. So dit is 'n keuse. Ek verstaan dit nou baie goed. Liefde is 'n keuse. Jy moet kies of jy sy sleg gaan lief hê en sy goed gaan lief hê. Dus jy moet tyd vat. Jy moet tyd vat om die persoon te leer ken. En of jy moet sien of jy sy goed en sy sleg gaan lief hê. En so ja, liefde is 'n keuse. En dan kom die gevoel na die tyd in. En so dit is belangrik. Dit is belangrik dat julle almal moet weet dat dit 'n keuse is en nie 'n gevoel nie. Die gevoel kom na die tyd. En dit is ons gemaak om saam met iemand te wees, want dit is die lekkerste ding wat jy kan beleef, om nie daai spesiale persoon te hê in jou lewe. Mense moet dit nie so ligtig vat nie. Mense moet dit nie meer 'n lelike ding maak nie, want dit is die mooiste ding op aarde. En ek kan nie dink aan 'n beter gevoel as dit nie. Nie eens geld kom naby dit nie. Geld is niks. Geld is niks as jy alleen is nie. Wat doen jy met dit as jy alleen is? Jy mors dit net. Dit is nie waar die ware geluk lê nie. Die ware geluk lê daar by jou persoon wat jy kies om vir ewig saam te wees en om alles te deel mee. En ons moet dit begin as 'n mooi ding sien. Ons moet dit nie meer as 'n lelike ding sien nie. So vir al die mense wat nou alleen is en nie getroud is nie, dink mooi, kyk mooi voordat jy 'n persoon kies. Voordat jy daai ene kies om vir ewig mee saam te wees. Wel nie vir ewig nie, ons almal gaan nie vir ewig lewe nie, maar wel en saam met kinders te hê. En kyk mooi en kies mooi. Want anders gaan jy ongelukkig sit en spyt wees as jy oud is. En nou nie een van ons wil dit hê nie. Maar ek is saam met iemand en hy sukkel om te vertrou. Ek sukkel om sy hart sag te maak. My ma het altyd gesê dat 'n man het die sagte hart, nie die vrou nie. Ek was so geskok toe sy dit na die tyd sê. Sy was alle jare het sy alleen geloop, maar vir 30 jaar het sy alleen geloop en sy is nou oorlede en ek weet sy is daar by die Here, maar sy het altyd vir my gesê, Vicky, die man is die duiwel, moet nooit die man vertrou nie, maar na die tyd, net voor sy oorlede is, sê sy my, Vicky, die man het die hart, die vrou het ook 'n hart, maar die man is sag, as jy hom een keer breek, en dan is dit moeilik om sy hart terug te kry. So, dit is bietjie vir my moeilik om sy hart te versag. Nou vra ek vir die mans om julle harte oop te maak. Maak julle harte oop, vertrou weer, want ons vrouens is baie deur. Ons weet nou wat dit is om alleen te wees en ons weet hoe dit voel en ons wil nie. Ek wil nie. So, ek vra vir julle om julle harte oop te maak en te vertrou dat dinge nie meer dieselfde gaan wees nie.
En nou wil ons nog steeds lewe onder die wet. Die blye boodskap is dat ons is vergewe en die ou wet is weg. Want in Genesis 3 vers 15 sê dit, daar gaan vyandskap kom tussen jou en die vrou se saad. Kom ons breek hy vloek, mense. Kom ons wys die vyand, die prins van leuns, dat ons sterker as dit is. Kom ons maak vrede tussen mekaar. Dis tog soveel lekkerder. Baie julle.